Ja, jammer dat ons 'n bietjie laat hier begin. Dit was maar as gevolg van die ander Bybelstudie wat 'n bietjie langer geloop het. Ons begin vanaand met 'n absolute wonderlike boek in die Bybel en ek was onlangs geskok toe iemand vir my gesê het hulle het nog nooit die boek Rut gelees nie. Ek dink dat daar's 'n leemte in jou lewe as jy nog nie by die boek Rut uitgekom het nie. Ek dink veral vir huwelike en gesinne en is dit 'n onontbeerlik belangrike boek om te lees. Nou ek hoop om in die volgende paar geleenthede 'n bietjie saam met julle deur die boek Rut te lees. En vanaand gaan ons kyk na die wel en die wee van 'n gewone gelowige gesin. Gelowige mense wie se lewe nie net altyd uitwerk soos wat hulle gehoop het, dit sal goed uitwerk nie. Dinge werk baie keer anderste ook vir gelowiges as wat hulle beplan het. Nou, voordat ons hiermee begin, wil ek vra dat julle saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, in hierdie lewe is die beloop van die lewe nie altyd vir ons eenvoudig nie, en dis nie altyd vir ons verstaanbaar, of soos wat ons dit verwag het nie. En dis ook nodig dat ons besef dat, ook wanneer ons lewe afdraai, wanneer daar obstruksies in ons pad kom, dan is U die een wat ons hande vashou, en wat ons lei, en wat ons help. Dat dit wat in ons lewe gebeur ook in die huise van ander mense, wat U kinders is, en wat U ook lief het. En dat dit is beslis nie 'n teken, dat U ons nie lief het, as dinge nie uitwerk soos wat ons beplan nie. Gee daarom dat ons met hierdie oë ook nou na U woord sal kom, steeds bewus van die werking van die Heilige Gees, maar ook bereid om ons te onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees deur die woord. Ons bid dan nou vir sy leiding, ook in hierdie oomblikke, wat ons saam besin oor die boek Rut. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ja, ons lees saam uit Rut hoofstuk 1, en ek aanvaar, julle ken daarom die boek, ek hoop julle het hom al gelees. En in die dae toe die rigters geregeer het, so onmiddellik weet ons, dit kom uit die rigtertyd, 'n baie onstabiele tyd in Israel se geskiedenis, was daar hongersnood in die land, en daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns, Maglon en Giljon, Efraitite uit Bethlehem, Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly, en hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa, en die naam van die ander Rut, en hulle het daaromtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon albei sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters, en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het, deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat, en haar 2 skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar 2 skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man. En sy het hulle gesoen, maar hulle het hul stem verhef en geween, en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters,
Waarom sou julle saam met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam dat hulle julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop, en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het. Sou julle in die geval julle self opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle hul stem, en weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. En daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en haar gode toe, draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. Toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Voordat ek weggetrek, maar leeg het, die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? En so het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Ja, kom ons kyk na hierdie deel wat ek met julle gaan deel. Skus, ek het gekyk, waar is hy? Daar is hy. Goed. Nou, het die boek kom, as hy. Tommy, ek dink jy moet net kans gee dat die ouens net weer die regte skermknopie onderdruk, want ons moes eers van skerm verander om weer vir jou te sien te kry. Okay, goed. Dankie Jaap, ek hoop julle het hom. Waar is hy? Hierdie gedeelte oor die geskiedenis van Rut moet 'n mens 'n klomp dinge in gedagte hou. Ek dink die heersende tyd waarin ons leef, het die persepsie dat dit gaan met gelowiges altyd net goed. En dit is vir mense 'n geweldige groot skok, wanneer dinge nie loop in hulle huwelike of in die verhouding tussen die ouers en die kinders, of wanneer daar finansiële probleme is, dan is dit vir hulle 'n geweldige skok dat hierdie dinge gebeur met gelowiges. En soms is dit duidelik dat hierdie pad is 'n lang pad, gaan nie gou omdraai nie. En dan onmiddellik begin mense amper op die pad te gaan van Naomi, dat die Here steun my, die Here maak die lewe vir my baie bitter. En dan kom 'n mens agter, hier's natuurlik 'n ander groot ramp in hierdie gedeelte alreeds in hierdie eerste hoofstuk. En ek dink ons vind dit baie moeilik om dit te verstaan, en dit is natuurlik die ramp van kinderloosheid in daai tyd was baie erg, geweldige groot implikasies gehad. Dit het eintlik beteken dat jy finansiëel waarskynlik baie swaar gaan kry, want jou kinders was jou werksmag, is die mense wat jou ambag geleer het en jou spore gevolg het.
Dis ook die mense wat veronderstel was om vir jou te sorg as jy oud geword het. So jy is geweldig benadeel as jy nie kinders het nie. En hier sit ons met 'n gesin wat 'n klomp rampe speel in hulle lewe af. En oënskynlik lyk dit, en ek loop nou dit so bietjie vooruit, oënskynlik lyk dit of hierdie mense het die Here teen hulle, en 'n mens wonder, wat het hulle gedoen om dit te verdien? Natuurlik is dit die punt van die boek Rut, en dit is, hulle het niks gedoen wat die Here teen hulle gedraai het nie. Ja, mens kan sonde uitwys in hierdie gedeelte, maar dit was alles deel van 'n groter plan wat God gehad het in terme van sy voorsienigheid om te sorg dat daar vir ons uiteindelik 'n verlosser sal kom. Wat 'n baie belangrike boodskap ook moes dra, is dat die Here ook iemand soos Rut daar sou inskakel. Goed, die lewe in 'n gesin is iets waarmee amper elkeen van ons al 'n ervaring het, of as 'n kind, of as 'n ouer, en of jy is dalk al oud genoeg dat jy jou kinders groot gesien het, en hulle het gesinne al begin, oor die kinders, oor die dinge wat die gesin beleef het, en soos elkeen weet, kan die gesinslewe soms snaakse draaie loop, en loop alles nie net altyd klop disselboom nie. Daar is gesinne aan wie die Here geen kinders gee nie. En in my eie gemeente is daar ou mense wat nooit kinders gehad het nie, maar wat steeds in gelukkige huwelike is, pragtige gesinne is. Dink 'n mens moet nie dink 'n gesin bestaan net uit ouers en kinders nie, maar gesinne word ook op ander maniere gevorm, en dit het ek ook al gesien en beleef. Ander gesinne kry weer baie kinders, nee. Ek weet van plekke waar daar feitelik almal in daardie in daardie gemeente het groot gesinne, in vroeër jare groot gesinne, en dit het tot 'n groot mate vandag wel 'n bietjie verander en verdwyn. Met hierdie onderwerp, die gesinslewe, is ons ook in die boek Rut. Dit is dan 'n geskiedenis wat vir ons vertel van 'n man met die naam van Elimelech, baie mooi naam eintlik, beteken God is koning, El-Melech, God is koning, en dit is 'n man wat probeer om die beste te doen vir sy gesin, en daarom het hy ook uitgewyk wanneer daar 'n hongersnood in Israel is. So dit gaan hier oor die wel en die wee van 'n gewone gesin. Daar is 'n ongelukspiraal afwaarts, en dan is daar ook 'n wending opwaarts, alreeds sommer in hierdie eerste hoofstuk. Kom ons kyk na die ongelukspiraal afwaarts. Die egpaar waarmee dit begin is dan nou Elimelech en Naomi. Hulle het geleef in die dae van die rigters, soos wat duidelik staan aan die begin van die hoofstuk. So begin hierdie geskiedenis. Dit is 'n veelzeggende opmerking, dat dit vir ons geplaas word in daardie tyd, want dit wys vir ons dat ons weet uit die boek Rigters uit dat dit is 'n tyd van geweldige spanning gewees, onsekerheid en onstabiliteit. Hulle het vrede gehad, en hulle het hulle het nie vrede gehad nie, en daar was nie altyd stabiele regering nie. Die boek Rigters wys eintlik vir ons hoe dit gaan wanneer mense nie die Here dien nie, en nie altyd gehoorsaam is nie. Die egpaar Elimelech en Naomi het ook in 'n tyd geleef waarin daar hongersnood geheers het, en dit op sigself was 'n geweldige krisis in daardie tyd. 'n Pa en 'n ma met 2 jong seuns, en hulle wyk uiteindelik dan nou maar uit, om te gaan 'n nuwe lewe soek in die land Moab, wat oor die algemeen, mense sal sê, 'n baie vrugbare gebied was. Daar was, ek dink 'n mens moet ook besef, jy moet nie dink in terme van vandag van winkels nie.
So jy moes maar 'n lewe maak uit die grond uit, en jy moes maar werk vir alles wat jy het, vir elke stukkie brood, en vir elke stukkie vleis. So dit bring vir 'n mens 'n ander perspektief as jy begin besef dat alles wat jy het om van te lewe moet jy produseer, en nou kom hierdie mense op 'n vreemde plek en hulle moet probeer om 'n lewe daar te maak. Die dinge wat met hulle daar gebeur is, natuurlik as jy 'n vreemdeling is in so 'n gebied, dan word jy nie altyd maklik ingelaat nie in die gemeenskap nie, en dit is moeilik om 'n bestaan te maak. En 'n mens kry nie die indruk dat dit baie goed gegaan het met hierdie gesin nie. Dat hulle was maar die hele tyd onder druk. In die tyd van Gideon het die Midianiete uit die ooste gekom en die opbrengs van die land verwoes, dis Rigters 6 vers 4, sodat daar geen lewensmiddele oorgebly het nie. Hulle het onophoudelik die beloofde land binnengedring en chaos gesaai. En in die tyd van Samson was dit weer die Filistyne gewees. So was daar hierdie periodes van onstabiliteit. Daar kom by die volk van die Here wat destyds uit Egipte bevry is, dan ook, daar kom by dat die volk van die Here, van God, wat destyds uit Egipte bevry is, nou begin verdwyn het tussen die Kanaaniete. Hulle het met die Kanaaniete geassimileer. Daar het stamme in die land oorgebly, wat al van ouds in Kanaan oorgebly het. Hulle het die afgode vereer van Baal en Astarte. Hierdie Baaldiens was 'n verleiding vir die Israeliete. Hulle het nog nie so lank in die beloofde land gewoon nie. Hulle was nog maar besig om hulle voete te vind in die Rigtertyd. Die volk was dus in 'n baie benarde situasie, om hulle voete te vind in die beloofde land. So, dit was nie 'n goeie tyd nie. Mense dink altyd dat ons situasie in Suid-Afrika is onstabiel en is nie ideaal nie. Dit was maar met gelowiges in daardie tyd ook die geval gewees. Onder hierdie omstandighede het die egpaar Elimelech en Naomi dus probeer om 'n lewe te maak. Of hulle self die Here nog getrou gedien het, dit weet ons nie. 'n Mens dink tog wel dat Elimelech het 'n mooi naam, nee, wat vir ons 'n aanduiding gee dat hy moontlik wel die Here gedien het. Of hulle miskien ook gesimpatiseer het met die diens van Baal en Astarte, dit weet ons nie. Het hulle dit wel beleef as 'n straf van God op die volk se ontrou, as 'n beproewing? Hoekom het hulle besluit om te emigreer? Die Bybel sê vir ons as gevolg van die hongersnood. Dit moes 'n moeilike besluit gewees het. Ons beleef weer Suid-Afrikaners wat byvoorbeeld oorweeg om Amerika toe te gaan. Daar is alreeds 'n hele klompie van hulle wat gebruik gemaak het van die aanbod van president Trump om vlugtelingstatus te kry. Ek sê altyd, dit is nie 'n maklike pad om te vat nie. Hulle het 'n nuwe toekoms gesoek vir hulle en vir hulle kinders. Hulle het as vreemdelinge gaan vertoef in 'n onbekende land. Die skrywer veroordeel hulle besluit om te emigreer nie eksplisiet nie. Dit klink dalk tussen die lyne asof hy nie baie positief is daaroor nie. Beslis was dit nie 'n verstandige besluit nie, want hulle gaan nou nog meer tussen die heidene in. Toe het die volk op die punt gestaan om die beloofde land binne te trek. Ek dink hulle was toe alreeds in die beloofde land, ekskuus daarvoor. Het was een en 'n halwe eeu gelede en waarskynlik nog goed in die volk se geheue. Daai deur kan ons maar oorslaan. Aan die ander kant, die eerlikheid gebied om by te voeg dat die beloofde land nou nie juis veel beter was nie. In Bethlehem, Efrata, was daar ook nog offers gebring in daardie tyd aan Baal. Dit was ook nie 'n situasie dat die mense daar absoluut gehoorsaam aan die Here geleef het nie. So 'n mens kon dalk gedink het, Elimelech kon gedink het wel, wat is die verskil? Dit is 'n boek wat getuig van God se trou, hoe hy elke keer weer rigters gestuur het om sy kinders te verlos. Dit is ook 'n boek wat nie onduidelik is oor die skuld van die 12 stamme van Israel nie. Die volk het hulp nodig gehad en uiteindelik
nie net in die vorm van brood nie, maar nog veel meer van daadwerklike goeie leiding. Elimelech is 'n pa wat 'n besluit neem in belang van sy gesin. En hy dink hy neem 'n goeie besluit om sy gesin weg te vat uit hierdie omstandighede dieper die heidendom in. En soms gebeur dit dat iemand sy lewe in 'n negatiewe spiraal teregkom. En 'n ramp volg op 'n ramp en dit maak op die lange duur mense dan ook maar depressief. En 'n mens hoor dit ook in die woorde van Naomi, dat daar is by haar wat 'n mens sou sê 'n depressie. Tog beskik die Here ook weer uiteindelik 'n wending. In vers 6 sien ons 'n duidelike wending. Naomi besluit om na die dood van haar man en na die dood van haar seuns terug te keer. Nou, dit is 'n baie moeilike situasie waarin sy haar bevind het, want nou is daar nie meer werklik iemand wat in die arbeidsmark kan betree en 'n verskil kan maak nie. En al wat sy eintlik te doen staan is om terug te gaan en te hoop daar is miskien familie wat nog vir haar sal sorg daar in Israel in Bethlehem se omgewing. En daarom neem sy die besluit. Sy is besig om ouer te word, sy kan nie meer vir haar self sorg nie. Sy het gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het. Hy het aan hulle weer brood gegee en vir Naomi was dit voor die hand liggend dat sy maar Moab moes groet en moes terugkeer na die beloofde land. Die afloop van die geskiedenis van Naomi en wat met Naomi en Rut alles gebeur het, dit vertel die boek nie vir ons in al die besonderhede nie. Hulle daar in Moab was hulle eintlik nou weduwees gewees en Naomi was nog boonop 'n bitter weduwee. In haar eie lewe, in haar gesin se lewe het sy God se hand nie meer gesien nie. Al toekomsperspektief wat sy nog gehad het, was om as 'n bitter weduwee die res van haar lewe tussen haar eie mense te sluit. By voorkeur in die ou omgewing van Bethlehem waar sy voorheen tog 'n bietjie geluk geken het. Maar haar plan was om terug te keer sonder haar skoondogters. Die vervolg van die geskiedenis vorm nie deel van ons teks nie, maar dit bepaal wel deeglik die manier waarop ons hierdie eerste verse van die boek Rut lees. In groot lyne word die dekor geskets waarbinne die boek dan ook verder afspeel. Dit is duidelik dat die wat op God vertrou, uiteindelik kan ook staat maak op sy leiding en dat die Here getrou bly aan die belofte wat hy gegee het. Die Here werk met 'n langtermynvisie. Hy laat dinge vir ons op die ou einde ten goeie uitwerk. God se weë gaan nie net oor ons persoonlike lewensgeskiedenis nie. Met ander woorde, ons lewe is deel van 'n groter geskiedenis. Ons lewe pas in binne 'n groter raamwerk, binne 'n groter plan. Hy neem en hy gebruik eintlik Naomi om vir ons ook hierdie les te leer dat ons lewe pas maar in binne sy groter beplanning vir hierdie wêreld. Sy was 'n mens, maar tussen ander mense. Sy was 'n kind van God, maar binne die volk van God. As kind van God is 'n verbondsvolk, moet sy weer haar pad terugvind na God toe. Met alles wat oor haar gekom het, het God 'n bedoeling gehad. Nie net vir haar as 'n enkeling nie, maar vir sy hele volk. So het hy 'n bedoeling gehad vir Rut, wat haar lewe as 'n heiden begin het. Danksy Naomi mocht Rut opgeneem word in God se verbondsvolk. En Rut het werklik 'n gelowige geword. 'n Mens kom dit agter wanneer sy dan ook van Naomi sê dat u God is my God. En sy is bereid om die offer ook te bring om haar eie mense te verlaat en sy sou waarskynlik verwerping in die gesig gestaar het, want in daardie tyd het mense nie maklik iemand van 'n ander volk sommer net ingelaat nie. God het dit so gelei. Hy was al besig om 'n vrou te vind vir sy kind Boas. Boas het waarskynlik ook gebid dat die Here vir hom 'n vrou sal stuur.
En God het geweet dat sy vrou sou uiteindelik hierdie vrou wees wat saam met Naomi gaan terugkeer. En so kan ons nog baie stukkies van die legkaart inpas, die legkaart van die geskiedenis van Naomi. Naomi se wel en wee was in gebed in God se groot raadsplan, was in gebed in God se groot raadsplan, 'n plan wat baie dinge omvat het. Want selfs toe Naomi dog dat sy nou verstaan wat die Here se bedoeling met haar lewe is, was God nog nie klaar nie. Want toe Naomi sterf, toe Rut en Boas al oorlede was, toe het Naomi se familiegeskiedenis nog steeds verder gegaan. Daarvan getuig die skrywer van die boek Rut. Lank nadat Naomi gesterf het, het die skrywer tot die ontdekking gekom dat deur Naomi se terugkeer uit Moab, deur die feit dat haar skoondogter Rut met haar saamgekom het, dit so gelei is dat koning Dawid nou oor die volk regeer. Kon Naomi dit ooit gedroom het, kon sy dit ingesien het, dat hierdie tragedie wat in hulle lewe afgespeel het met die dood van haar man en van haar seuns, die finansiële ellende wat hulle beleef het, dat hulle eintlik 'n armoedige bestaan gevoer het, dat dit alles deel was van God se groter plan. Ek twyfel baie sterk of Naomi enige iets daarvan op daardie stadium ingesien het of verstaan het. Dat wat met haar gebeur het, nie net haar familiekrisis opgelos het nie, maar selfs die groot nood waarin God se volk verkeer het in die rigtertyd, om daardie probleem ook op te los. En God het uiteindelik Naomi en Rut se nageslag gebruik, deur vir die volk 'n koning, die koning na sy hart te laat voortkom. God was dus hier besig met 'n baie groter plan. Daardie Baaldiens waarvan ons vroeër gehoor het, wat nog maar vasgebyt het, hardnekkig vasgebyt het, ook in Israel, God het koning Dawid gebruik om ook daardie Baaldiens uit te roei. Dawid het baie sterk daarteen uitgekom met sy koningskap. So het God self 'n nuwe toekoms vir sy volk voorberei. Sy naam is Here, dit wil sê, hy bly altyd naby sy volk en hy sorg altyd vir sy kinders. Selfs wanneer dit oënskynlik lyk of dinge anders te verloop of besig is om vas te dra. Hy is getrou. As mense dink dat alle hoop op herstel verby is, as mense wanhoopig raak, is God nog steeds in beheer en nog steeds besig om sy plan deur te voer. En dit is die boodskap wat ons ook vandag moet raak sien en met ons moet saamdra. Die Here regeer. Hy bly in beheer. Hy is naby sy kinders, ook in hulle persoonlike lewe, maar hulle persoonlike lewens is deel van 'n groter plan waarmee hy besig is. Hy luister na hulle gebede. Die skrywer het God se hand gesien in Naomi se lewe. Hoe die Here verlossing vir sy volk voorberei het. Ons sien vandag 'n nog veel groter prentjie as die skrywer destyds. Uit Naomi se nageslag is nie net Dawid gebore nie, maar ook Dawid se seun, die Messias, ons Here Jesus Christus, wat ewig op die troon sal sit, wat al God se kinders bymekaar bring. Een kudde en een herder. Rut is 'n boekie oor 'n gewone gesin, maar in die lewe van 'n gewone gesin is God teenwoordig en God gebruik gewone mense van 'n gewone gesin met hulle alledaagse wel en wee in sy plan om hom te verheerlik. Hulle is in God se oë waardevol en belangrik. Die skrywer van Rut het dankbaar vertel oor koning Dawid en wie sy voorouers was. Moenie nou dink, ja, Rut en Naomi het 'n spesiale plek in die heilsgeskiedenis gehad, dis kan ons nie met hulle assosieer nie. Ons kan juis wel. God gebruik gewone mense soos jy en ek. God ontferm hom oor die geslag van Abraham. Met Abraham se geslag word bedoel elkeen wat 'n kinderlike geloof het soos Abraham gehad het. Ons lewe is waardevol in sy oë. Ook al weet jy nie wat in die toekoms vir jou en vir jou gesin wag nie, ons is deel van die groter plan wat God met hierdie wêreld het. Ons moet dus leer om te vertrou op die woord van God en op die plan wat God met ons lewe het.
Maak nie saak waar ons lewe nou trek en wat besig is om nou met ons te gebeur nie. Goed, is daar miskien enige vrae of opmerkings van julle kant af? Goed. Ja, dit was ook 'n wonderlike Bybelstudie. Dankie dat julle almal ingeskakel het. Ek sluit vir ons dan vanaand af met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat U ook sal gee dat ons in ons gesinne kan kyk na die groter prentjie wat U vir ons in gedagte het. Dat ons kan raak sien dat U werk met 'n plan en U skakel ons in by U groter plan. Wees ons genadig en lei ons dan om met rustigheid op U alleen te vertrou, dat ons sal vrede vind, dat U is in beheer van ons lewe en dat ons nie sal probeer om ons lewens self te bestuur en self te beheer nie. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.